Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. En vandag se onderwerp is: mag linkse Afrikaners namens ons praat? Want dit wil voorkom asof daar nou 'n verbasende nuwe neiging is. En dit is dat linkses namens Afrikaners begin praat. Nou, op 'n manier is ek nou besig om 'n gesprek vooruit te loop wat ek môreoggend in Amerika en môremiddag in Suid-Afrika met Jaco Kirsten, die Afrikaanse skrywer en joernalis wat al 'n hele paar jaar in Amerika woon in Denver, Colorado. Ek gaan 'n gesprek met hom voer daaroor, want hy het ook kommentaar oor hierdie voorval gelewer, maar dis kan my huidige gesprek maar so evens as 'n inleiding daartoe beskou, want dit is nogal 'n verskynsel wat ons nie so dikwels in die verlede raak gesien het, dat daar's nou links is wat hulle self die term Afrikaner toe-eien, want hulle wil nie meer hê dat daar bepaalde dinge oor Afrikaners gesê word nie, of dat Afrikaners self sekere dinge begin sê oor hoe hulle vervolg word of onderdruk word in Suid-Afrika en hoe onveilig dit is en alles wat daarmee saamhang nie. Nou, dit het dan veral te maak met 'n berig wat verskyn het in Netwerk 24 so 'n dag of 2 gelede, en ek gooi dit sommer hier op die skerm. Nie in ons naam nie. Afrikaners reageer op misbruik van hul storie, maar hierdie is nou nie gewone Afrikaners nie. Dit is linkse Afrikaners wat oor die algemeen eenvoudig net die hele Afrikaner geskiedenis en identiteit verguis in hulle wat 'n soort boerehaat in hulle ronddra en hulle, hulle verguis of hulle beswadder die drie susters, die hele idee van 'n kalvinistiese godsdiens. Daar's iemand soos Piet Kroukamp wat begin vloek as hy praat van, die Christelike identiteit van baie Afrikaners, van die meerderheid Afrikaners. Hy vloek en hy raak buite homself van woede as hy net daaroor praat. En dan is daar natuurlik baie mense wat die bestaan van enige Afrikaner in Suid-Afrika ook ontken. Dis ons gaan môre 'n bietjie ingaan daarop. Ek ken nou Jaco Kirsten. Maar en hierdie is dan die inleiding daartoe waar ek net so 'n paar kanttekeninge gaan begin aanbring oor hierdie kwessie, want ek dink op hierdie kanaal nog altyd gaan ons van die standpunt af uit dat ons eintlik 'n Afrikaner mening verteenwoordig en dat ons vanuit 'n Afrikaner perspektief praat. Ons praat nie vanuit die Suid-Afrikaanse perspektief, wat dit ook al mag beteken nie, of 'n Anglo-Saksiese perspektief nie. Nee, dit gaan vir my daaroor om te definieer hoe kyk 'n Afrikaner na die wêreld hiervan uit die suidpunt van Afrika, want ons is bekend met al die teorieë en kultuur en filosofie en wat ook al wat in die res van die wêreld geld, of dit nou in die ooste of die weste of in Europa of Amerika of waar ook al is, maar ons kyk op 'n ander manier daarna. Maar bygesê, jy moet asseblief nie vergeet dat ons nog steeds die Paul Kruger boek verkoop nie, die biografie van Paul Kruger, maar nou is 'n bietjie teen 'n verhoogde prys van R300, want dit is nog steeds baie goeie ware vir geld. En ons het nog nie so baie oor die boek self gepraat nie, daar's 'n wonderlike hoofstukke daarin, en miskien sal ek op 'n stadium 'n bietjie gesels ook oor die ontvangs wat Paul Kruger te beurt geval het in Europa, hoe ongelooflike bewondering baie van die Europeërs in die meeste Europese lande vir hom gehad het, al hier van die 1880s af. Maar ons kan later daarby uitkom. As jy die boek wil koop, dit is hier onder, die skakel is hier onder in die beskrywing van hierdie video. Maar nou terug by die kwessie van vandag. Ons op 'n stadium het ons gepraat van
Komiekaners, wat nou is bepaalde linkse minderheid verteenwoordig wat hier en daar hulle self ook in Afrikaans uitdruk. En ons het toe hierdie grafiese beeld gemaak. Daar kan jy sien hier onder links is Piet Kroukamp en Max de Pre en 'n paar ander. En ook die ene met die oortjies is Pierre de Vos. Nou Pierre de Vos is juist een van die mense wat hom oor Afrikaners uitlaat. Ek kan dit nie glo nie, want ek dink die Pierre de Vos het al enigiets ooit in Afrikaans geskryf nie. Hy het Engels geword, hy is gebore in Pietersburg of Polokwane, hy sal beledig voel as ons sê hy kom van Pietersburg af. Maar hy het volledig die linkse Engelse identiteit in Suid-Afrika omhels van die Universiteit van Kaapstad, wat 'n goeie skoot of skeet boerehaat behels hoor. As jy sal nie aanvaar word aan die Universiteit van Kaapstad of Wits of Natal of enig van hierdie Engelse universiteite, as jy nie ook iewers, jy weet, regtig in 'n soort wrevel en 'n intense haat vir die Afrikaner koester nie. Anders gaan mense jou nie ernstig opneem nie. Jy weet, jy gaan ook nie vriende kan maak daar nie. Jy weet, ek is daar deur, ek was 10 jaar of hoeveel jaar ook al by Wits. So ek weet waarvan ek praat. Nou, jy weet, iemand soos Pierre de Vos, hy het lankal, hy's 'n linkse Angelsakser. Selfs 'n Komikaner, hy het heeltemal, jy weet, Afrikaans en die Afrikaner is vir hom iets wat lankal om nou Trotsky aantal in die asblik van die geskiedenis behoort, jy weet, of thuis hoort, jy weet, hy gee nie 'n snars om vir Afrikaans. Trouwens, hy's gekant daarteen dat hy genaamd Afrikaanse taalregte in Suid-Afrika behoort te wees. En hy het ook op 'n stadium gesê, jy weet, daar was 'n verskeie veldtogte wat al in die verlede teen my gevoer is. En hy het een keer gesê, ja, dit is korrek, dat ek eintlik volgens die reg belaster word. Nou, daar's mense wat intense belaster teen my pleeg, of gepleeg het, 'n paar van hulle is nou al dood, van die joernaliste wat dit gedoen het. Maar hy sê, ek verdien dit. Ek verdien om dat my reputasie geskend word. En ek dink net so sal hy sê, die Afrikaner verdien dat sy reputasie geskend word. Jy weet, en al die propaganda wat daaroor dekades heen teen ons gevoer het, dit is alles geregverdig. Al die leuns, die propaganda wat daaroor ons versprei is, dit is alles geregverdig vir mense soos Pierre de Vos. Of Pierre de Vos, soos hy homself deesdae noem. Dit bring ons dan by die kwessie van mag hierdie linkse Afrikaners oor ons praat? Ek dink ek en Jaco Kirsten gaan môre lekker daaroor gesels. Maar dit bring my ook by die kwessie van Afrikaner of Suid-Afrikaner. Ek dink baie Afrikaners het die geneigtheid om na hulle self as Suid-Afrikaners te verwys. Sonder om te veel daaroor na te dink, maar jy weet, die hele en is eintlik Hertzog. Oorspronklik was daar nie veel van 'n verskil tussen die twee begrippe nie, want dit is oorspronklik Hertzog JBM. Ek het nou die aand die JBM Hertzog gedenklesing by die Akademie vir Wetenskap en Kuns bygewoon. So daar is nog steeds 'n Hertzog gedenklesing wat elke jaar gehou word by die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Wat natuurlik ook die Hertzog prys uitloof. Maar en ek dink in Hertzog se tyd, destyds was die begrip Suid-Afrikaner 'n gewaagde begrip vir baie Engelssprekendes, want hulle het hulle self as Britte beskou. Hulle wou nie iets anders wees as Britte nie. En hulle wou onder die Union Jack staan en die Koningshuis van Engeland. En dit was hulle skokkende gedagte, en hulle wou die God Save the King sing, destyds was daar 'n koning, soos nou weer,
En hulle het Herzog as 'n groot gevaar gesien, omdat hy 'n nuwe vlag wou bekendstel, en as ook natuurlik die stem van C.J. Langhoeven. Hulle was intens daarteen gekant gewees. En dis in daardie dae was Suid-Afrikaner iets wat amper iets is Afrikaner is. Maar ek weet in ons tyd natuurlik het die ANC het om die begrip toegeëien. En nou, 'n Suid-Afrikaner is nou iets heeltemal anders. En dit is ook dit word veral verbind met Engelsheid en met ook met swart wees in baie opsigte. Die soort wat hulle praat van, daar was 'n Keniaanse professor by name Ali Mazrui, maar hy bly ook nie in Afrika of in Kenia nie, hy woon in Amerika, hy verkies dit daar, maar hy het die term gemunt die Afro-Sakser. Die Afro-Sakser is iemand wat swart is, maar wat Engels gebruik, of selfs Engels as sy huistaal, of hy wil graag Engels sy huistaal maak, en ek dink deesdae is 'n Suid-Afrikaner iets van 'n soort Afro-Sakser of iets van die aard. Ek het so 'n boekie daaroor geskryf, oor hierdie hele problematiek, ook van die Engelse identiteit, want niemand praat ooit oor die Engelse identiteit in Suid-Afrika. Ek het so 'n boekie geskryf, ek weet nie, Raiders, ek het dit in Engels geskryf, want Raiders of the Lost Empire, South Africa's English Identity. Want ek was onder die indruk dit kon tot 'n soort debat lei, maar die Engelse in ons land stel glad nie daarin belang om oor hulle identiteit te praat nie. Hulle is deel van die empire en wat ook al, en dit is iets wat, jy weet, soos Engelse grammatika, jy weet, ons Afrikaners verstaan dit, want ons het dit bestudeer op skool, maar hulle weet niks eintlik van Engelse grammatika nie. As jy 'n Engelse persoon vra, jy weet, verduidelik vir my hoe werk dit of dat, of hoe werk die tenses, of jy weet, wat is daar soms 'n konjunktief of iets in Engels, jy weet, hulle weet niks daarvan af nie. Dit is vir iets wat vir hulle natuurlik kom, hulle identiteit dink hulle kom vir hulle natuurlik, dit is nie iets wat jy bespreek of waaroor jy praat of waaroor jy skryf nie. Maar ek sal miskien hierdie boekie, hy is nou uitdruk uit, al geruime tyd, maar hy was in die winkels en wat ook al, en daar is ook beskikbaar as 'n e-boek op Amazon.com as 'n Kindle boek, en daar is mense van reg oor die wêreld, ook in Amerika, wat dit gelees het, en dit verkoop nog steeds so drupsgewys. Maar miskien wil ek dit ook in Afrikaans vertaal, want ek dink ons mense sal miskien belangstel in wat ek daar te sê het oor die Engelse identiteit in Suid-Afrika. Maar natuurlik was daar 'n persoon soos, as nou praat van Afrikaner identiteit, dink ek was daar ook 'n verskywing in die sin dat voorheen het ons so half die Afrika gedeelte daarvan verromantiseer. Ek weet, Van Wyk Louw, dit staan ook daar by die Taalmonument in die Parel geskryf, daar's 'n aanhaling van Wyk Louw waar hy gesê het iets in die trant van Afrikaans is die brug tussen magiese Afrika en die helder Weste. Nou, ek dink, in bepaalde van in sekere van sy geskrifte, dink ek, is daar ook 'n geneigtheid by Van Wyk Louw en ander van sy tydgenote om Afrika as dit ware te verromantiseer. Maar nou dat ons 'n proses van verafrikanisering op alle gebiede deurmaak, nou raak dit meer sinister en minder romanties. Dit gaan gepaard met bepaalde dinge, met soort, ja, natuurlik met die bonatuurlike, en met, ja, en as jy weet, daar's 'n soort die reëls en die wette en al, dinge word afgewater, en daar's natuurlik 'n bepaalde wetteloosheid in Suid-Afrika, en misdaad en korrupsie en alles wat daarmee saamhang. En dit is nie meer vir ons so heeltemal romanties as wat dit in die verlede was nie. Maar daar is ook iemand anders wat, as ons nou praat oor hierdie identiteitskwessies, en of hierdie linkse
Afrikaners wat hulle self skielik weer Afrikaners noem, maar ons gaan môre 'n bietjie daaroor gesels. Hoekom hulle dit doen en mag hulle dit doen? Wel, ek dink nie hulle mag dit eintlik doen nie, maar ek sal hoor wat sê Jacques Kirsten môre tydens ons gesprek. Maar daar is natuurlik ook die Amerikaanse identiteit waaroor Samuel Huntington, die vermaarde politieke wetenskaplike, hy het 'n boek daaroor geskryf so in 2008. Ek het onmiddellik daardie boek gekoop en gelees. Destyds, die titel daarvan was Who Are We? Wie is ons? Want dit is belangrik om te weet wie jy is, want sonder dat jy weet wie jy is, weet jy nie waarin jy op pad is nie, of waar jy vandaan kom, of hoe lyk jou geskiedenis nie. En ek het nou sommer weer eens oudergewoonte op Wikipedia, sommer die Engelse bladsy wat gaan oor die boek in Afrikaans vertaal, en hy hy gee 'n beskrywing, sekere beskrywing van die Amerikaanse identiteit. Hy skryf dat Amerika se stigters nie immigrante was nie, maar settlers. Aangesien Britse settlers na Noord-Amerika gekom het om 'n nuwe samelewing te vestig, in teenstelling met die migrasie van een bestaande samelewing na anders is immigrante doen. En dan praat hy ook van die Amerikaanse geloofsbelijdenis as die kern van die Amerikaanse identiteit. En hy sê dit beliggaam beginsels van vryheid, gelykheid, individualisme, verteenwoordigende regering en private eiendom. En ek kyk nou natuurlik ook verder na immigrasie en ook die protestantisme. Hy sê die protestantisme is ook geweldig belangrik vir die Amerikaanse kultuur en die identiteit. Hy sê protestantse klem op die individuele gewete en die verantwoordelikheid van individue om God se waarhede direk uit die Bybel te leer, het die Amerikaanse toewyding aan individualisme, gelykheid en die reg op vryheid van godsdiens en mening bevorder. Protestantisme en die werksetiek en die verantwoordelikheid van die individu vir sy eie sukses of mislukking in die lewe beklemtoon. Met sy gemeentelike vorme van 'n kerkorganisasie het protestantse teenkanting teen hiërargie en die aanname dat soortgelyke demokratiese forme in die regering gebruik moet word, bevorder. Nou ja, ek dink daar's aspekte van die Amerikaanse identiteit wat vir ons ook, wat ook op ons van toepassing is. Ons is ook protestante, jy weet, groot geword binne die protestantisme, ongeag of mens nou baie godsdienstig is, of 'n kerkganger is, of wat ook al. Ek dink ons het 'n sterk protestantse kultuur. Dikwels as ek dinge in Frans lees, ek het nou onlangs, jy weet, ek 'n lang Franse roman aangepak, eie tydse roman, so 800 bladsye, en ek is nou amper klaar daarmee. Maar die hele ding is, jy kan sien, dit kom uit 'n katholieke omgewing. Jy weet wat dit is, want daar's 'n verskriklike klem op op meegevoel. En jy weet dat jy eintlik amper selfloos moet wees in die boek, en in veral die een karakter in die boek. Maar ek sal miskien op 'n later stadium bietjie daarna verwys op 'n keer, maar ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar ja, daar's 'n spesifieke soort kultuur en inslag wat die katholisisme het, en wat mens daar kan herken in 'n boek of 'n film of wat ook al, of 'n lewensuitkyk, of wat die paus te sê het. En teenoor dan die protestantisme wat 'n groot premie plaas op individuele verantwoordelikheid. En ek dink elke Afrikaner leef met daardie vrees dat hy verantwoordelik gaan wees vir een of ander ding wat verkeerd gaan. En dis hoekom ons probeer om dinge reg te hou, terwyl 'n klomp ander mense kan nie omgee as dinge verkeerd loop nie. En hulle voel ook glad nie verantwoordelik daarvoor nie. Dis wat ons definieer, soos ook, ja, dink Amerikaners. En ek dink in een opsig is dit miskien die rede waarom Amerika 'n suksesvolle samelewing gebou het, en ook ons hier in Suid-Afrika, natuurlik. Alhoewel daar's ander sienings ook daaroor, die katholieke, daar's bepaalde katholieke skrywers in Europa, en veral in Frankryk, wat absoluut giftig is oor protestantisme. Hulle beskou dit as 'n
totale onding, selfs vandag nog. En hulle skryf 'n groot klomp van die probleme in die wêreld aan protestantisme toe en die protestantse voorliefde vir geld, byvoorbeeld. Terwyl ek dink nie ons mense is, kyk in Amerika, dink ek, is dit miskien van toepassing, maar dit is ook nie eintlik protestants nie, dink ek nie. Ons mense is nie so geldbehep soos die Amerikaners nie. En ek dink die Afrikaner, hy het 'n mate van beskeidenheid aan hom en 'n soort, ja, ek dink by ons word dit nie, kyk, soos, jy weet, ons het nou gepraat al op hierdie kanaal van die tenderpreneurs met hulle Lamborghinis en al daai tipe goed. Jy weet, iemand wat eenvoudig net sy rykdom vertoon in wat ook al. Jy weet, by ons is dit tamelik gestigmatiseer. Nie eers Johan Rupert sal heeldag te koop loop met sy rykdom nie, want hy voel, dis nie eintlik deel van die kultuur, van die mense, van Afrikaners veral nie. Dus, maar nou ja, ou Huntington praat nou verder van uitdagings vir die Amerikaanse identiteit, en dan begin hy praat van die ekonomiese globalisering, en die opkoms van globale subnasionale identiteite, en die verslapping van die Koue Oorlog, begeerte van subnasionale groepleiers om die status van hulle onderskeie groepe en op persoonlike status binne hulle te verbeter. Ja, ek dink dit is maar alles kodewoorde daardie vir die Amerikaanse swartes, vir die Afro-Amerikaners, want hulle het 'n sterk subnasionale identiteit, wat hulle in Amerika laat geld. En hulle oefen 'n baie groot invloed daaruit, want hulle stem is geweldig belangrik. En dan praat hy ook verder van die interpretasie van kongreswette, en dan die oordra van gevoelens van simpatie en skuldgevoelens vir vorige dade, soos aangemoedig deur akademiese elites en intellektuele. Dan die veranderinge in sienings van ras en etnisiteit, soos bevorder deur burgerregte en immigrasiewette. Nou, dis alles vir my baie interessant, en as ons nou praat van die oordra van gevoelens van simpatie en skuldgevoelens vir vorige dade, soos aangemoedig deur akademiese elites en intellektuele, dan dink ek, is dit ook van toepassing by wat hier by ons aan die gang is, met hierdie komiekaners of linkse mense wat reeds Afrikanerskap geheel en al afgesweer het, maar hulle nog steeds aanmatig om die Afrikaner te beskuldig, te betug, jy weet, om skuld aan ons toe te dig, historiese skuld en boetedoening, en ons moet sleg voel dat ons Afrikaans is en Afrikaners is, en ons moet sleg voel oor apartheid en kolonialisme, alhoewel ons het nooit eintlik kolonialisme bedryf nie, die Britte het dit bedryf, maar daarvoor word hulle nie eintlik kwalijk geneem nie. Trouwens, die meeste mense wil graag soos die Britte wees, selfs hulle slagoffers, en dit sluit Afrikaners ook in. Baie Afrikaners wil graag Brits wees, dit is 'n soort van 'n Stockholm-syndroom. Jy weet, iemand wat jou soveel skade berokken het, of gedreig, of gepynig het, of wat ek al, jy wil graag soos hy wees, jy identifiseer met hom. Dis die Stockholm, dis per definisie die Stockholm-syndroom. Maar hierdie linkse Afrikaners, ek wonder of hulle so 'n groot rol behoort te speel, as wat hulle self, hulle matig hulle daartoe aan om so 'n rol te probeer speel, onder Afrikaners en namens Afrikaners. Daar was ook 'n figuur soos van Sail Slabbert. Hy het 'n boekie geskryf, Afrikaan. Maar ek was nooit vreeslik beïndruk deur van Sail Slabbert nie, en regtig, en toe ek daardie boekie gelees het, het ek regtig insig gehad in hoe dom en nosel hierdie vent werklik was. En daar soveel klisjées in hierdie boekie, en wat ek al, en hy verromantiseer dan hierdie idee van Afrikaan wees,
geheel en al, hy al heeltemal oor na daardie kant toe en hy ontken eintlik en misken dat ons van Europa afkom en van die Europese afkoms is en uiteraard baie groot deel van ons denke kom vanuit Europa wat ons hier aangepas het by plaaslike omstandighede bygesê. Natuurlik ons taal is ook plaaslik gestandaardiseer, maar dit bly 'n Wes-Germaanse taal. Ja, een van die figure op hierdie lys van mense wat hulle self nou oor Afrikaners uitlaan is professor Wannie Karstens. Miskien moet ek op 'n stadium probeer om met professor Wannie Karstens op hierdie kanaal te gesels, want ek dink hy maak 'n argument daarvoor uit dat Afrikaans nie eintlik 'n Europese taal is nie, dat dit 'n soort Afrika-taal of 'n Khoisan-taal of iets van die aard is. Maar steeds Nederlands en Afrikaans bly onderling verstaanbaar. 95% van ons woordeskat en die van Nederlands stem ooreen. Jy weet, iemand wat nog nooit in sy lewe 'n woord Nederlands geleer het nie, kan daarna kyk en hy sal dit verstaan, 'n Afrikaner en andersom. Nederlanders wat nog geen snars weet van Afrikaans nie, sal 'n Afrikaanse boek vat en hy sal dit kan lees. Maar Wannie Karstens sê nee, daar is nie so iets nie, ons is verander deur, jy weet, inheemse groepe, jagterversamelaars en al sulke dinge. Maar ja, ek wil hom in, hy het twee dik boeke geskryf daaroor, maar daar gaan nie soveel aan daar binne die boeke oor die taalkunde nie, meer oor die politiek. En ja, hy het die hele hoofstuk daar Soweto in 1976, sulke goed. Ek dink kan interessant wees om met hom op 'n stadium te gesels, as hy sou wou. Maar dan ten slotte, ja, natuurlik is daar ook 'n groot probleem in die hedendaagse Europa wat mense se identiteit betref. En dit gaan daaroor dat daar nou 'n klomp moslim-immigrante in Europa reeds is, en daar is nog vele ander wat aan die deure klop, en in Italië byvoorbeeld is Giorgia Meloni besig om so die grense digter te maak en sy wil nie meer immigrante aanvaar nie, en dieselfde geld vir Hongarije onder meneer Orban, maar in sommige van die ander lande, soos in Duitsland byvoorbeeld, het hulle op 'n stadium natuurlik hulle deure oopgegooi vir immigrante, en nou het hulle bepaalde probleme. En dieselfde geld in Frankryk, waar daar, kyk, vanweer die Franse koloniale geskiedenis en die feit dat hulle Noord-Afrika gekoloniseer het, het hulle daarmee saam 'n hele klomp moslims gekry. Noord- en Wes-Afrika is eintlik islamitiese gebiede, grotendeels. Wes-Afrika, miskien effens minder, maar Noord-Afrika is geheel en al islamities, en dan Wes-Afrika is half gemeng, bietjie christelik, maar ook meerendeels moslim. Ja, interessante feit ook is dat Suider-Afrika eintlik die enigste deel van Afrika is, waar die Christendom sterk posgevat het, en waar daar Christene in 'n hoë mate is. En ek dink, dit is ook aan die Afrikaner te wyte, dat dit gebeur het. En ek dink nie die hele westerse wêreld besef, watter bydrae ons gelewer het tot die weste, deur Suider-Afrika met ons eie baie karige middele te kerste nie. En dit is iets wat ons eintlik onder hulle neuse moet vryf die hele tyd. Hulle miskien hierdie geweldige bydrae wat die Afrikaner volk hierso in Suider-Afrika gelewer het, om te sorg dat Afrika nie heeltemal 'n moslimkontinent vandag is nie. Maar nou is dit so dat in Europa vanweë hierdie invloei of toevloei van immigrante, veral moslim-immigrante, is daar van die Europese leiers, onder andere in Swede, ek dink daar's een of ander vrou, ek het nou naam vergeet, maar
wat op 'n stadium, ek dink die eerste minister was, of iets van die aard. Nee, ons omtrent net vrouens in die Sweedse kabinet, is 'n plek wat deur vrouens regeer word, en die mans moet maar net stil bly. Ja, sy het gesê dat Swede beskik nie oor sy eie kultuur nie. Terwyl, ja, Macron, president Emmanuel Macron van Frankryk, het iets van dieselfde gesê. Hy het gesê, daar is nie so iets soos Franse kultuur nie, maar en toe het hy teruggekrabbel, toe het hy geweldige kritiek daarop gekry, en hy het toe teruggekrabbel en gesê, nee, maar wat hy eintlik bedoel is, daar is nie net een Franse kultuur nie, daar is baie Franse kulture, met ander woorde, ja, dis 'n veelheid van kulture, daar's islamities, Christen, sekulêr, jy weet, daar's allerlei, en hy het ook natuurlik gesê, nee, die buitelanders, die immigrante het so groot bydra tot die Franse kultuur gelewer, en dan het hy verwys na 'n paar skilders, soos Picasso, wat Spanjaard was, jy weet, maar, ja, ek weet nie, jy weet, wat se verskil maak Picasso aan die daaglikse lewe van 'n Fransman? Jy weet, hy gaan miskien een keer in sy lewe, indien het soveel is, of 1 of 2 keer, of wat ek al, het lang seker af. Daar is 'n Picasso museum in Parys, naby waar ek eers gewoon het, en ek was 'n paar keer daar. So, maar ek weet verseker baie meer van Picasso as die gemiddelde Fransman, en in sy wêreld beteken Picasso net mooi niks. Dis 'n belaglike stelling om te maak, en dit vertel ons eintlik niks. Behalwe dat hy wat Macron is besig om eintlik die hele kultuur van sy land op die altaar te plaas, ter wille van immigrasie, en om nog immigrante in sy land toe te laat. Dit is waaroor dit gaan. Maar nou ja, dis so 'n bietjie voelvlug oor allerlei identiteitskwessies wat vandag in die wêreld woed, hier by ons, maar ook elders in Amerika en Europa, en ek dink selfs in die Verre Ooste, want die Japaneese wat altyd 'n baie sterk idee van hulle self gehad het, en 'n baie sterk identiteit, hulle is ook besig om nou moslim immigrante in hulle land toe te laat, en Indiërs, en wat ook al. Eens op 'n tyd wou hulle nie eers die blankes van Europa, die Gaijins, soos hulle genoem het. Vir hulle ons was benede hulle wou nie wit mense in hulle land gehad het nie. Want ons is nie op die standaard van Japaneese nie, ons is nie ewe skoon en gedissiplineerd as hulle nie. Maar nou geslip besig om die hele derde wêreld in hulle land in te bring. En dit het ook 'n geweldige uitwerking op hulle eie identiteit. So hierdie kwessie van identiteit is nou 'n globale probleem. En dit herinner my ook so 'n bietjie aan, wel, omtrent alles wat Breitenbach oor die politiek kwyt geraak het, was verkeerd. Maar hy het op 'n stadium ook gesê dat hy sien nie 'n groot toekoms vir identiteit nie. Ja, vandag is ons in 'n wêreld waar alles om identiteit draai. Maar Breitenbach het gesê nee, dit gaan nie gebeur nie. So ja, ons kan maar sy gedigte lees, maar ons moet nie by sy politieke uitsprake, dink ek nie, kan ons vreeslik ernstig opneem nie. Nou ja, dis nou so 'n voelvlug, maar ons gaan nou 'n episode hê, ek en Jaco Kirsten, oor hierdie kwessie, waar ons verder hierdie komikaners wat nou hulle self aanmatig hierdie lys, en daar is baie wat op hierdie lys, ja, Wannie Karstens is ook hierdie wees, ek weet nie. Ja, hulle is almal nou besig om skielik hulle Afrikanerskap te herontdek, maar bloot om opportunistiese redes, sou ek sê. Nou as jy tot hier geluister het, baie dankie, en kyk ook na die volgende episode, as alles mooi goed uitwerk, tussen my en Jaco Kirsten, daar in Denver, Colorado, en en moenie vergeet om ons boeke te koop ook nie, en natuurlik by die kanaal aan te sluit nie, en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.